Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo en baie welkom by nog 'n episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie kom uit Lewe jy en dis geskryf deur Leni Hoyer. En die storie se naam is Denike wil nie skool toe gaan nie. Denike is in graad 3. Sy is eintlik 'n slim dogtertjie en doen goed in die skool, maar om skool toe te gaan is net erg moeilik hierdie jaar vir haar. Daar's klomp kinders in haar klas wat sy nie ken nie en haar klas is nou heeltemal aan die ander kant van die skool. Sy is ook baie bang vir haar juffrou. Haar nuwe juffrou is kwaai en raas sommer maklik met die kinders. Wat haar nog banger maak om skool toe te gaan, is dat sy dan weg van die huis af is. Sy is bang dat, terwyl sy weg van die huis af is, daar iets slegs by die huis sal gebeur. Sy weet nie mooi wat aangaan nie, maar alles is beslis nie reg nie. Haar mamma en pappa praat deesdae baie ernstig met mekaar. Hulle gaan praat in die kamer en dit klink vir haar of hulle baklei. Sy kan nie hoor wat hulle sê nie, maar dit kan nie goed wees nie. Haar hartjie is baie bekommerd daaroor. Net nou skei hulle. Denike sukkel om te konsentreer in die klas, want sy is bekommerd. Sy doen net haar werk, sodat sy nie raas kry by juffrou nie. Maar as een van haar maatjies raas kry by juffrou, is dit vir haar baie erg. Sy wil dan net huis toe gaan en haar maag pyn sommer. Een oggend in die klas, val Denike se boek per ongeluk op die vloer, toe sy probeer om haar potlode in die hande te kry. Denike, wat maak jy? Kyk nou hoe lyk jou boek, vol stofmerke. Ag nee man, pas jou goed mooi op. Juffrou wil nog verder met Denike raas, maar sy sien gelukkig raak dat Denike ontsteld is. Haar oogies is vol trane en sonder dat sy kan keer, druk sy haar ore toe om nie die geraas te hoor nie. Al is Denike se juffrou kwaai, is sy regverdig en werk sy al lank met kinders. Sy besef dat die boek per ongeluk geval het en maak gou 'n plan om Denike beter te laat voel. Sy vat saggies aan Denike se arms, wat nog steeds oor haar ore gedruk is. Denike, ek is nie kwaad vir jou nie, wees maar net volgende keer versigtiger. Sal jy vir my ietsie doen? Sal jy asseblief vir my die leer na juffrou Karen se klas toe vat? Denike se juffrou weet dat Denike verlede jaar in juffrou Karen se klas was en dat sy baie gelukkig in haar klas was. Sy het al opgemerk dat Denike die laaste tyd ongelukkig lyk. Die stap na juffrou Karen se klas help sommer baie vir Denike en toe sy by juffrou Karen kom, is sy regtig bly om vir Denike te sien en gee vir haar 'n lekker stywe drukkie. Dit laat haar sommer beter voel. Mamma het ook gesê, hulle gaan vandag na musiekles saam 'n roomys eet. Mamma en sy gaan doen partykeer saam 'n lekker ding en Denike sien sommer baie uit daarna. Terwyl hulle roomys eet, wil mamma weet hoe dit met Denike by die skool gaan, want sy sien Denike hou nie meer van skool so baie soos laas jaar nie. Denike vertel vir mamma wat vandag in die skool gebeur het. Mamma luister mooi aandagtig en vra vir Denike hoe sy gevoel het toe juffrou met haar geraas het. Denike sê, ek het bang gevoel, ek wou sommer weghardloop. Mamma antwoord, weet jy dat ons meeste van die tyd onnodig bang is vir dinge? Gewoonlik gebeur die dinge waarvoor ons bang is glad nie met ons nie. Ek weet juffrou is bietjie kwaier as laas jaar se juffrou, maar sy het vir my nou die dag gesê, sy moet ekstra streng wees die jaar, want daar is 'n paar nuwe kinders in die klas, wat nog glad nie dissipline ken nie. Sy wil hulle graag help om te leer wat reg is en wat verkeerd is, maar sy sal regverdig bly. Kyk hoe gou het sy besef jy was nie regtig stout nie, en toe maak sy 'n plan dat jy beter voel. Dan wil mamma ook sê, ek is baie trots op jou, dat jy vir mamma kan vertel wat by die skool gebeur het. Dit is ook iets wat baie help om die bang te wen, as ons vir iemand daarvan vertel. Die ander ding wat vir bang help, is om iets te doen met ons lyfies as ons bang voel. Toe juffrou jou gestuur het na juffrou Karen toe, het jy sommer dadelik beter begin voel. Sien jy, dit werk ook goed. Mamma vat 'n hap roomys en vertel dan verder. Ek wil jou ook nou vertel wat iets van wat my bang maak.
Jy het dalk agtergekom dat ek en pappa baie op ons eie oor iets praat. Dit is oor oupa. Hy is baie siek. Ouma het vanoggend gebel en gesê, hulle was dokter toe en hy word net nie beter nie. Hy het 'n klomp toetse gedoen, maar hy is baie siek en hulle weet nie wanneer hy weer gesond gaan word nie. Hy's baie moeg en hy slaap baie, sê ouma. Ons wil die naweek by hom gaan kuier. Toe ek met hom gepraat het, het hy net gesê, hy's baie lief vir ons en dit sal lekker wees as ons kom kuier. Denike luister met groot oë wat mamma alles sê. Dis nogal waar wat mamma sê, dat mens beter voel as mens praat, oor hoe jy voel en oor dit waaroor jy bang is, en dat dit nie noodwendig waar gaan word nie. Sy was toe heel verkeerd toe sy bang was, dat mamma en pappa gaan skei. Miskien is sy verkeerd oor juffrou ook. Miskien is sy net kwaai, omdat sy kwaai moet wees, met daai nuwe seuns in die klas. Sy moet sê, hulle is nogal stout. Al wat nou sleg is dat oupa siek is. Sy sal spesiaal oulik met hom wees as hulle die naweek gaan kuier. Sy sal vir hom 'n mooi prentjie teken en 'n briefie skryf. Miskien is hulle almal verniet bekommerd en word hy sommer gou beter. Denike hulle kuier baie lekker die naweek by oupa. Al lê hy baie, maak hulle planne om sommer daar in die kamer waar hy is, almal saam 'n mooi fliek te kyk of koffie te drink. Hulle bid ook saam vir oupa en Sondag kyk hulle 'n preek saam met oupa op die TV. Oupa vertel daarna dat hy graag wil hê hulle moet almal weet wat sal gebeur as hy doodgaan. Hy glo nie hy sal nou doodgaan nie, maar hulle moet weet wat sal gebeur, want dan sal hulle nie bekommerd wees daaroor nie. Eers sê oupa dat hy seker is hy gaan hemel toe, waar Jesus is, want hy is baie lief vir Jesus. En dan vertel oupa wat hy wil hê, moet alles gebeur. Mamma en ouma wil huil, maar dan maak oupa sommer 'n grappie soos altyd en almal lag lekker saam. Dis hartseer as oupa so praat, besef Denike, maar dit maak dit tog beter, want nou is hulle nie meer so bekommerd nie. Voor hulle ry sê oupa dat hy klaar beter voel en dat hy so bly is hulle het kom kuier. Hulle glimlagte en liefde en omgee het so baie vir hom beteken. Hy sê ook weer vir Denike dankie vir sy mooi prentjie van hulle twee, waar hulle saam in die groentetuin werk. Die prentjie is teen sy kas se deur opgesit, waar hy dit die heeltyd kan sien, en elke keer as hy daarvoor kyk, raak hy weer lus om in die tuin te gaan werk. En weet julle wat? Dit is toe ook so. Sommer die volgende week is oupa weer baie beter en besig om in die groentetuin te werk. Dalk is dit alles waar wat Denike geleer het, wat 'n mens met bang moet maak. Praat daaroor, doen ietsie met jou lyfie en weet dat baie dinge waaroor jy bekommerd is, nooit eers sal gebeur nie. Sjoe, wat 'n lekker storie, maters. Dit is so lekker om te weet dat God ook altyd by ons is. So al is ons bang, hoef ons nie bekommerd te wees nie, want Jesus bly in ons elkeen se hartjie en ons hoef nooit ooit bang te wees nie. Nou toe maats, ek hoop julle het 'n lekker dagie verder en ek hoop dat alles wat julle doen, sal julle doen omdat Jesus so verskriklik lief is vir ons. Onthou dit elke dag. Tot 'n volgende keer. Arrivederci maatjies. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.